Weer eens welkom. Kom ons gee al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap. Die van u wat nie weet nie, elke Woensdag en Saterdag word ons toegelaat in mense se huise en ons wil dit nie vanselfsprekend aanneem nie. En ons bedien ook die woord. Ek weet nie van al die afkondigings, ek's nog nie heeltemal ingelig nie, maar ek glo almal het goeie dienste gehad en u weet by die tyd waar en wat gebeur hierdie week. Asseblief moet dit nie mis nie. Binnekort sal ons ook die toepassing vir u gee om af te laai, waar u natuurlik al die week se program, die week se leefstyl sal kan volg. Ek is opgewonde vir wat die Here in en om ons huis doen. Kom, wie van julle is opgewonde oor wat die Here in en om ons huis doen? Halleluja! Ons gaan na die woord toe gaan en ons het so kort tydjie om saam te wees. Ek moet natuurlik nou 'n paar minute minder preek as wat al die ander pastore bedien het, want ek hoor u was hier en daar 'n paar minute na 9 hier uit, so ek weet nie of ons nou maar net moet amen sê en gaan sodat u kan afkry nie. Nee, ons is hier omdat ons die woord liefhet. Halleluja. En ons is besig om tema besig is ons om mee te preek en ons hardloop met die gedagte dat die wonderwerk is in die doen en dat daar 'n beweging is. Daar's 'n beweging. Ek het nodig om uit myself te kom. Verlos my tog van myself, Here Jesus. Wie van u bid daai gebed in die oggend en dan gebruik die Here u man of u vrou om dit te laat gebeur. Hy gebruik die hond, hy gebruik die kat. Die Here hy sal u kom antwoord op daardie gebed. So ons is besig en ons gaan nou 'n paar skrifgedeeltes kyk en vanmôre, en u kan solank u vinger net op 'n paar hou, daar's eintlik baie wat ons gaan deurdraf. Ons gaan ook veral in Jakobus 4:17 wees, maar laat my toe om net 'n vinnige aanleiding of inleiding of fondasie te gee of te bou wat op reeds gebou is. Nou, wanneer dit kom by dit wat die Here vir ons wil doen, weet ons dat die Here gee vir ons instruksie. Dat dit gaan nie net oor die baie inligting, ons lewe in die informasie era. Daar's inligting op jou vingerpunte. Enige iemand kan enigiets uitvind amper onmiddellik, deurdat jy net iewers gaan en asseblief moet ook nie vir Dr. Google altyd glo nie. Wie van julle het gesien, Dr. Google sê altyd vir jou dat ons gaan beklei oor die kos by jou begrafnis. Ons glo ons almal from dust to dust, but parties a must. Het jy dit al gesien? Mamma is skaars op pad. Dan beklei almal al oor, wat gaan ons eet? Hoeveel gaan die bus kos? Wat van ons begrafnisklere? Nee, ons het nodig om die groot dinge te maak. Die gewigtige dinge moet die gewigtige dinge wees. Maar ons lewe in die informasie era en daar's baie inligting wat die heeltyd na jou toe kom. Elke dag op die radio, as jy nou nog radio luister, elke dag as jy nou op X is, of jy nou op Twitter is, en of jy nou op TikTok is, en waar ook al jy is daar inligting wat na jou kom. Kyk wat doen 'n blazer, met 'n goue tekkie. Dan sien ek al die TikTokkers. Daar's inligting wat na jou toe kom. Maar sien, dis in die toepassing. Dis in die toepassing waar die verandering kom. Dis in die toepassing waar die transformasie kom. Sien, ek kan 'n lewendige woord hoor en hy kan geloof in my hart en in my hart opwek, maar dis in die toepassing, dis wanneer ek hom begin aanwend, dis wanneer ek my hand op die sieke lê, nie net om te weet dat ek kan nie. Nee, is wanneer ek uitstap, is wanneer ek besluit ek gaan uit die boot uitklim, hy het my geroep om te kom, en al gaan ek moontlik sink, gaan ek ook die reddingskrag van die Here ervaar. So sê Jakobus 4:17, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Sien, ons weet dat daar is daders van die woord wat moet opstaan. Daar's mense wat moet sê in hierdie dag en uur dat lank genoeg het ons gehoor.
Hierdie gemeente staan vir mense om op te staan. Ons is daar om mense te ontwikkel. Daarom is ons besig om mense na vore te roep. Lank genoeg het u gewag en om te sien wat gebeur. Nee. U is nou deel van 'n generasie, 'n weermag wat maak dat dinge gebeur. En ek praat nie van in 'n rebelse manier nie. Nee, ek praat nie van in 'n teenstrydige manier nie. Nee, ek sê dat ons weet dat ons het die woord. Christus wat die woord was wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, ons het die woord en nou moet ons hom toepas. Sien, nou moet verandering plaasvind. Sien, die vyand wil my vashou, hy wil my hand laat verdroog, hy wil maak dat ek nie weer my hand sal aan die ploeg slaan nie, want vir een of ander rede op 'n vorige keer het ek moontlik my hand aan die ploeg geslaan en daar was 'n slegte ondervinding, maar God se genade is vars en nuut in hierdie oggend, daarom het u en ek nodig om op te staan, uit te klim, waar dit ook al is, waar ons vassit vandag en weer God se woord toepas. Sien, die salwing breek die juk en verwyder die las. En ek ken die woord. Kom, hier's 'n paar van u wat lank al, ek wil nou nie sê lank in die tand nie, ek wil sê lank al op hierdie pad is. Vanweer die tyd moes ons al leraars gewees het. Hoe is dit dat ons nog rondgeslinger word van elke wind van lering? Ons moet nou standvastig raak en is in die doen wat die transformasie gaan plaasvind. Dis wanneer ek gaan toepas, ek kan hoor dat ek moontlik dat die Here my geseënd het, maar daarom het ek nodig dat daai besigheidsidee wat u het, dat ons sal dit begin ontwikkel en sê, Here, gee my wysheid. Here, gee vir my die mense om te kan doen wat u wil hê ek moet doen. Die Here is in 'n spanbesigheid. Hy roep ons tot lewe, hy skape ons, hy weef ons saam, hy spreek ons aan, voordat ons nog in ons moeder se skote gelê was, spreek ons aan, want hy wou altyd familie gehad het. Die Here is in die familiebesigheid, daarom roep die mense wat jy nodig het. Roep hulle na jou lewe toe. Ons sien, Matteus 22 vers 36 sê, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? Die disippels was dan baie soos ons. Wie van u het 'n kind in die huis? Kan miskien nou, party van die families wat ek ken, u het groter kinders, as dit die kleintjies wat jy groot maak. Kom, 'n paar van ons het nodig om volwasse te raak in die woord. Dat ons sal sê, Here, asseblief, bedien my hart, maar hy gaan dit nie namens jou kom doen nie. Hy gaan dit nou in jou doen en dan wil hy dit nou deur jou doen. Ek moet die woord toepas, ek moet die woord hoor. Ek weet nie of u ook op daai plek is nie, maar Here, asseblief, werk dit in of werk dit uit. Werk dit in my in, Here, gee vir my, Here, bring tot my, want wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem en by wedergeboorte word my gees gewederbaar en dit wat in my is word lewendig, dit wat daar geplaas is deur hom en in my word lewendig, dan wil ek vir julle sê, het ons nodig om dit nou te aktiveer. So Here, werk dit in, gee my wat ek nodig het, en Here, as daar iets is wat mense in afkeer, nie in my nie, in afkeer en u gaan hê, werk dit asseblief uit. Wie van u weet dat winter is nou hier, maar ek gaan nie my winter mors nie. En 'n paar van u het dadelik gedink dat wanneer ek praat oor my winter mors, ek het 'n paar paartjies al reeds gesê, vir hulle boeties en sissies, nee, maak maar reg. Jy moet maar afklim van mamma se heup af. Nee, ek praat van die donker tye in my lewe. Ek praat van die winters in ons lewe. Ons gaan nie daai winter mors nie. Dit lyk asof daar tans niks aan die gang is nie, maar in my hart is daar dinge besig om te gebeur. Hy werk dit uit my. Hy is besig om my te laat ontslaa raak, want binnekort gaan die lente kom en dan wil ons mos skoonmaak. Maar in hierdie tyd begin skoonmaak, begin ontslaa raak van dit wat jou so swaar maak, wat maak dat jou hand swaar is om die wil van die Here te doen. Want ek weet wat reg is en wanneer ek dit nie doen nie, dit is dan sonde. Maar so is die disipels, soos elkeen van ons en hy kind in jou huis wat sê, wat is die minste wat ek kan doen sodat ek moet ingaan? Orals reg deur Jesus se 3,5 jaar wat hy met sy disipels loop, wil elke disipel net geweet het, Here, hoe kan ek net so skuur ingaan met 33 en 'n derde?
Here, wat moet ek doen? Wat is die minste wat ek moet doen sodat ek net kan ingaan? Nee. Hy wil hê jy moet 'n lewe in oorvloed waar u en ek sal weet presies wat aan die kruis vir ons gedoen was, sodat ons mense sal aantrek, nie sal afstoot nie na onsself toe nie, maar na Christus Jesus. Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom en sê, jy moet die Here jou God lief hê met wat? Met 'n halwe hart. Bietjie van jou hart. Met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Instruksie. Klink makliker gesê as gedoen. Kom, wie van u stem met my saam? Dit klink soos 'n eenvoudige skrif. Wie van u het al hierdie skrif van jou ouers se huis gesien iewers? Dat hierdie is die nuwe gebod, 'n nuwe gebod gee ek aan julle. Maar sien, wanneer dit kom by om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, beteken dit dat ek en u in Jakobus 1 staan, dat daar gaan verdeeldheid in ons harte met tye wees. Daar gaan 'n hinkering op twee gedagte wees. Daar gaan 'n kans wees wat die vyand dit gaan gebruik om ons te ontneem, van ons te kom steel. Onthou, selfs die duiwel is baie doelgerig. Die duiwel weet dat hy het gekom vir die enigste rede, en dis om te steel, te slag, verwoes en om dood te maak. En die seun van God het gekom sodat die werke van die Satan kan verbreek wees en ons kan hê lewe in oorvloed. En daai oorvloed beteken nie net baie nie. Nee, daai oorvloed beteken dat ons sal oorloop van God wat in ons uitgestort is. Hoe baie van die Here is daar tans in jou? Vra jouself vanmôre dit af, moenie vir jou buurman, buurvrou vra nie, hierdie gaan oor dat u en ek ons hand aan die ploeg sal slaan, dat ons na ons eie lewe sal kyk. Dat ons sal sê dat die wonderwerk gebeur en nie doen, en daar sekere dinge wat altyd vir jou gaan sê, hoekom jy dit nie kan doen nie. Daar gaan sekere dinge wees, en ek sê nie, gaan verby protokolle en breek sekere beleid en al hierdie dinge nie, nee. Ek sê dat ons weet die wet is daar om ons te gehoorsaam, dat ons dit moet gehoorsaam, en ek praat nie net van die boek, van die wet wat vervul is deur Christus nie, ek praat ook van die beskerming wat 'n stopstraat bring. Vir die van u wat so mik en bekruip of Here, ek sal maar môre stop. Daai ding manifesteer in ander gedeeltes van jou lewe ook. Baie kere wil ons die Here dien met die groot goed, maar hy kyk na die minste. Hy kyk na die klein dingetjies. Maar die vyand gaan altyd vir jou kom sê wat jy nie kan doen nie. Meeste van ons, as ek oor hierdie gehoor kyk, dan weet ek 80% van ons het wakker geword met dit wat ons groot geword het. Die Amerikaners is daarom anders. Laat ek net sien of daar enige een van hulle nou ingeskakel is en dan hulle nou nog autocorrect moontlik aan die onderkant het. En dan seker maak. Dit is laat, maar julle sal verbaas wees. Nee, hulle het daarom nou gesê, nee, ons gaan nou gaan slaap. Die Amerikaners is anders. Wie van die stem saam? Asseblief, ek praat van die nasie, ek praat nie van die bende nie. Paar van eet soms sien weer agter geraak. Die Amerikaanse kinders word groot, is anders groot as ons. Die Amerikaanse kind vat 'n rolletjie, vat die toiletpapier en begin hardloop van die toilet af regdeur na die sitkamer. En die ouers sê, go for it. Doen dit. Wow, my kind. Want hulle sien dit as 'n ondervinding om te leer. Hoe word die Suid-Afrikaanse kinders groot? Moenie! Toiletpapier is duur. Meeste van julle het vanmôre groot geword met daai woorde wat herhaal in die kop. Van hoe u nie kan nie, hoe u nie mag nie, hoe u nog nie reg genoeg is nie. Wanneer gaan ons dan nou reg genoeg wees om deur die Here gebruik te word?
Het Christus dan nie alles vir ons kom doen nie? Het hy dan nie die perfekte prys betaal nie? Het hy dan nie die hele volle prys kom betaal sodat u en ek perfek kan wees in hom nie? Nee, daarom streef ons nie daarom om dit vir onsself te kan doen nie. Wanneer ons kom en ons sê dat ons is besig om uit te kom uit die beperking van die vlees en my ondervindinge, is ek besig om in te stap in die waarheid en die wete dat Christus dit reeds vir ons gedoen het, dat ons tot alles in staat is. Maar as ek nie doen nie, gaan ek nie weet waartoe ek in staat is nie. As ek nie begin dit aktiveer nie, dan gaan ek nooit die krag in hierdie tyd wanneer ons nou in afwagting is vir 'n uitstorting, vir wanneer hy het opgevaar en nou is ons besig om in hierdie tyd af te wag vir 'n dinamietkrag wat op ons neer sal daal. Wat gaan ons met hierdie krag doen as ons nou niks doen nie? Asseblief moet tog nou nie daar in die gedagte dink. Jong, hy moes maar eerder. Die wêreld is besig om verlore te gaan. En die Here is besig om 'n weermag op te rig. Daai weermag is nie buite hierdie 4 mure nie. Daai weermag sit vanmôre hier. Moenie vanmôre kyk na die stoele wat moontlik leeg mag wees nie. Sien, terwyl ek besig is om te bedien, arresteer ek ook daai gedagte, daai vuurige pyl wat na jou gedagte toe kom, om te sê, daai swakheid, daai tekortkoming, dit wat jy tans mee deel. Sien, u verstaan nog nie die genade van die Here, en dit is sy goedheid wat my tot bekering lei. Hy kom nie vanmôre en hy sê, net die wat goed genoeg is, omdat hulle die heel week goed was, is nou in my diens nie. Nee. Hy is besig om te sê, skud af, kom deur, kom uit, klim uit jou beperking, en dit wat jou hand moontlik verdroog, dit wat jou hand wil laat versteen, elke keer wat Jesus met mense gepraat het, wat in 'n verdrukte posisie was, of moontlik in een of ander iets vasgevang was, het hy vir hulle instruksie gegee. Daarom het u en ek nodig om die instruksie van die woord te volg, en te doen. Sien, is belangrik, en ek weet ook, ek kan nie te lank my asem ophou nie. Dis 'n paar van u wat dan begin bid. Is belangrik dat ons sal weet, dat hy het dit reeds gedoen. En ons weet, dat die woord is duidelik, dat daar geen sweet in die aangesig van die Here moet gestort word. En hy praat nie van hierdie sweet nie. Verbaas my partykeer hoe ek 'n Pinksterpastoor kan wees. Hulle is mos almal altyd so nat gesweet. Die klankman moet met altyd saamwerk, want daar's so 'n Pinksterpastore het almal so praise. Hy praat nie van hierdie sweet nie. Hy praat van die sweet wanneer ons uit ons eie vermoë uit dinge probeer doen. Wanneer ek dink dat moontlik kan ek byvoeg by dit wat aan die kruis gebeur het. Moontlik gaan dit, as ek net alles kan doen, jou hele hart, krag, siel en verstand, alles. Ek glo nie dat hier weermag wat voor my sit vanmôre, is 'n weermag wat nog glo, dat ons hierdie tipe team talks net op 'n Sondag het nie. Ek glo hierdie weermag wat vanmôre hier sit, is 'n weermag wat glo dat die krag moet buite die 4 mure van die kerk wees. Ek glo dat u ontmoet met die Here elke dag van die week. Ek glo dat u het 'n gebedslewe. Ek glo dat u het 'n gewoonte aangekweek wat jy sê, nee, my vlees wil nie hê dat ek die woord moet lees nie, want hierdie is 'n tweesnydende swaard. Ek is daagliks op die operasietafel. Ek glo dat hierdie weermag weet dat dit gaan nie net oor hierdie klein maaltyd wat jy op 'n Sondag kry, wat jou 'n groot reus gaan in die Here maak nie. Hierdie is vanmôre om jou te ontsluit, sodat in hierdie week dat jy self kan ontwikkel en sê, Heilige Gees, gee vir my die vermoë, laat ek sien, laat ek tot aksie toe oorgaan, dat ek kan sien wat hierdie krag is wat in my werk, wat as dieselfde krag, dieselfde Gees wat Christus opgewek het uit die dood uit in my werk, dan weet ek, kan ons, wat vanmôre hier is, die Kaap omkeer.
Sien, die vrug van een gelowige is 'n volgende gelowige. Jakob, beteken dit ek moet nou weer baie dinge doen? Ja, is jy besig om vir ons te vra om by die bidure te wees? Wil jy ons moet nou die lofprysing en aanbiddingspan by hulle aan? Nee, ek is nie besig om hierdie aktiwiteite wat ons het, wat familie saambring. Ek is nie besig om hierdie aktiwiteite te adverteer nie. Ek is besig om te sê, lewe die lewe waarvoor Christus gesterf het. Lewe die lewe waarvoor Christus gesterf het. Daar is mense wat na ons lewens kyk. Hulle kyk hoe ons donker oomblikke doen. Ek staan oor 'n gemeente wat ek weet, nie almal van u prys die naam van die Here. Nie almal van u het goeie week gehad nie. Die krag op my neerdaal. Nie almal van u het 'n goeie week gehad nie, maar nie een van u het dit estate nie. Hier's mense wat ouers verloor het. Hier's mense in hierdie gemeente wat jong kinders aan die dood afgestaan het, maar nog steeds weet hulle ons oë is gefokus op Christus. Soos wat mense na ons kyk, het ons nodig om ons oë te fokus op Christus. Ons kan nie dat ons aandag afgetrek word en maak dat ons minder gaan wees as wat hy was toe hy aan die kruis sy lewe neergelê het vir ons nie. Sien is wat ons aandag laat aftrek, waar die vyand 'n ingang kry. Ek is vanmôre om hier in die gaping te staan om te sê, tot hier toe en nie verder nie. Dat u en ek by 'n plek sal kom, dat ons eie beperkings kom. Dat ons sal uit dit uitkom wat ons as verskoning tot dusver toe gebruik het. Asseblief hoor my vanmôre mooi as ek sê dat my hart is saam met een en elkeen wat nog op 'n plek is waar die Here besig is om jou hart te heel. Maar moenie wag tot jy volgens u en ek, volgens ons, alles in plek het nie. Kom staan gebroken voor die Here. Laat hy die olie uit jou uit laat vloei terwyl jou lyf gedruk word. Sien, dit gaan kos om totaal en al net oor te gee aan die Here. Waar hy tot hierdie daad gaan oorgaan om te sê, my hele hart. Sien, hy kan net ingang kry as ons hom toelaat. Ons sê dat hy in beheer is, maar hy gee aan ons vrye keuse. Hy gee aan ons vrye wil. En omdat hy 'n God is wat trou is aan sy woord, gaan hy nie homself inforceer nie. Baie kere wil ons vir ons families bid, maar net wanneer die Here beginne werk. Kom, en wie van u weet, baie keer dan werk die Here nie soos wat ons gebid het hy moet werk nie. Sien, ek glo hom. Ek glo hom, maar vertrou u hom. U geloof is in God, maar vertrou u die Here. Is u van oortuiging dat hy jou beste in sy hart dra? Weet u dat die Here weet wat hy doen? Wat ook al ek my oog op fokus, vermenigvuldig. Vanmôre is ek hier om 'n weermag te aktiveer. Wat nie langer gaan kyk op dit wat ons nie het nie. Maar dat ons oog sal vasnaal aan dit wat vir ons gegee is deur die kruis. Op 'n paar geleenthede in Amerika het ek gesê, baie kere fokus ons op wat aan ons gedoen was. En ons verloor oog of fokus op wat vir ons gedoen was. Sien, dit bring genesing tot jou hart. Al gaan dit nodig wees dat jy dit sou nadink. Vanmôre wil ek vra, as jy in die plek is hier vanoggend en jy sê, ek wil gebruik word deur die Here. En ek kies om te laat gaan van my verskonings. Staan saam met my op. Bedieningsspan, u kan nader kom.
Kyk net of Shadley okay is daar agter asseblief. Se weer mag wat staan. Ons is besig om na die middel van die jaar toe te gaan en ek is amper klaar, ek gaan nou nie vir baie langer ophou nie. Ons is besig om na die middel van die jaar toe te gaan. En u staan vanmôre hier. Het u 'n gedagte opgemaak om te sê dat hierdie jaar gaan nie eindig soos wat hy begin het nie. U gaan sterk eindig. Sien, vir dit om te gebeur, gaan ons iets moet doen. Ons kan nie vanmôre dieselfde dinge doen en 'n ander uitkoms verwag nie. Ek wens ek kan nie vanmôre net so klein bietjie sprinkels gee en bietjie versiersuiker op hierdie boodskap sit en vir u sê hoe maklik dit is. Nee. Om die oud neer te lê en in die nuwe te stap. Om dit te doen wat die Here wil hê jy moet doen, gaan kos dat ek my eie wil, my eie ek, sal neerlê. Want die oud gaan die nuwe veg. Die ou manier van doen, daar's 'n nuwe manier. Ek praat van in die huis, ek praat van dit wat die Here deur u wil doen. Wie van u by kere identifiseer dat daar 'n profetiese gawe op jou lewe is? Die gawe, steek jou hand vanmôre op. Toe maar moenie bekommerd wees, ek gaan nie kom vra dat jy moet profeteer nie. Jy identifiseer, wie van u het 'n begeerte en het, jy lê klaar jou hande op die siekes. Kom steek jy hande op. Wie het 'n sielelas? Wie het 'n sielelas? Wie kan nie ophou bid vir siele nie? Wie het 'n las vir hulle wat in gevangenisse is? Wie het 'n las vir hulle wat op straat is in hierdie tyd? U kan nie beweeg word. Terwyl u sien hoe dit reën in die Kaap en hoeveel verwoesting daar is, kan u nie in die aand gaan slaap sonder om te sê, Here, help tog vir hulle. Here, vergewe my dat ek gekla het met 'n wit gesnyde brood onder my arm. Kom, hierdie is die manier hoe jy jou gaan aktiveer. Doen iets in jou straat hierdie week. Doen iets in jou huis hierdie week. Ma, pa, seun, dogter wat jy is. Hierdie woord is nie net vir geestelike dinge nie. Hierdie is dat jou lewe sal getransformeer word, dat een ek sal Christus reflekteer. Om sal lief hê met ons hele hart, krag, siele, verstand. En ons naaste. As jy vanmôre sê, ek meld aan vir diens, steek beide jou hande op, en as jy gebed nodig het, en jy wil uitkom vir gebed, kom vanmôre uit, ek gaan saam met jy bid, die bedieningsspan is hier, as jy gebed nodig het, kom uit. Die res van jy steek jou hande op. Here, ek dank jy, Here. Here, soos wat ons vanmôre by mekaar is ons hier om die naam, Here, groot te maak en te verheerlik. Ons is hier om te sê, Here, doen dit nie langer net vir ons nie, maar doen dit deur ons in hierdie tyd, Here. Here, ons meld aan vir diens, Here. Ons is hier om te sê, Here, laat die water gloof, Here. Laat ons dit doen, Here, deur om uit te stap, Here. Here, laat die verlamdes gesond word, Here. Laat ons die instruksies sal volg, Here. Here, dat elke ding wat ons tot dusver toe teruggehou het om nie te doen nie, Here. Here, dat ons uit ons verskoning sal kom, Here, dat ons hier sal sê vanoggend, Here, ons meld aan vir diens, gebruik ons, Here, gebruik ons, nie langer my gesin en familie en dit wat ek tekort is in, gebruik as 'n verskoning nie, maar juis dit gaan ek gebruik om te sê in die naam van Jesus, gaan die Here my help om te sê my getuie gaan ander hoop gee, so ek staan vanmôre op van die hoop van hopeloosheid. In Jesus naam. In die naam van Jesus. Die naam van Jesus. Hoor die naam van Jesus. Ons loof U vanmôre. Ons meld aan vir diens soos Christus het. Ons loof U vanmôre. Die naam van Jesus. Here, ons gee oor vanmôre. Jou huwelik is onder die aanval omdat jy verskil moet maak.
Jy gaan nie onder nie, jy gaan oor, jy gaan deurbreek. Hy is 'n sterk toring. Die naam van Jesus. Die naam van Jesus. Hy verlos ons van al ons sonde. En hy maak my vry. Vry om te doen. Vry om in aksie te kom. Here, ons loof U. Ons is sterk toring. Hy doen dit vanmôre. Hy maak. Sing dit vanmôre as 'n gebed en verklaring oor jou huis. Die naam van Jesus. Hy verlos my. Hy maak my vry. Elvis, kom sluit vir ons vanmôre af. Ek nooi u uit na vanaand 6uur se aanddiens. Moenie dit mis nie. Moenie alleen kom nie. Nooi iemand. Halleluja. Goeiemôre familie. Pastoor Jaco, welkom terug. Kom ons sluit ons so familie. Onze grote genadige Here. Here, dankie dat U ons gebede verhoor het, my God Vader, soos altyd dat ons op U kan staat maak, my God Here. Dankie dat U ons Pastor Jaco veilig gehou het in Amerika vir hom en vir Walter, my God Here. Here, dankie dat U na die families omgesien het in die tyd toe hulle nie hier in Suid-Afrika was nie, my God Vader, Here. Here, ons kom dra ook vir Pastor Gustaf op, my God, Here, wat daar in die ooste is, my God Vader, Here. Here, sal U na hom omsien, my God, sy behoeftes, my God Vader, Here. En dat hy lekker sal slaap waar hy is, my God Vader, Here. Here, ons kom dankie dan vanoggend, Here, dat U weer vir ons wakker geruk het, my God Vader, Here. Here, dat ons kan besef, my God, dat die woord, my God, Here, is vol instruksies en dat ons die instruksies sal moet volg, my God, Here. Here, ons kan nie net aangaan soos normaal nie, my God Vader, Here. Here, ons kan nie net lewe van 'n Sondag tot 'n Sondag, van Maandag tot 'n Sondag, my God, Here. Here, ons kan nie meer dieselfde doen en 'n ander uitkoms verwag nie, my God, Here. Here, en ons bid, my God, Here, dat U ons, my God, die hulpbron sal voorsien, Here. Here, die afleidings wat in ons lewens op die oomblik bestaan, my God, Vader, Here. Die uitdagings, my God, Here. Here, dat U dit sal verwyder, my God, Here, sodat ons kan uitgaan, my God, en die oes vir U sal kom gaan win, my God, Vader, Here. Here, help ons dat ons die moed kan hê hierdie week om vir iemand van U te vertel, my God, Vader, Here, van U goedheid, my God, Here. Here, alles is net iemand by die winkelsentrum, iemand wat saam my werk, my God, dit wat ek in die pad sien, Here. Here, gee my die moed, my God, Vader, Here, om vir mense te kan bid hierdie week, my God, Vader, Here. Here, gee my die moed, gee vir ons die moed, my God, Here. Here, daardie familielid wat ons lanklaas gesien het, met wie ons ons praat, my God, Here, dat ons moet die besoek gaan aflê, Here. Here, kop die tyd vir ons uit hierdie week, my God, Vader, Here, dat ons die instruksies sal volg, my God, Here. Here, wees met die volk, my God, hierdie dag en die Sondag, my God, Here, tot ons vanaand weer sal bijeenkom, my God, in Jesus naam. Dankie vir al die liefde, God. Amen en amen.